Hi, welcome back. You are watching PAX UCC Television. Never miss a moment. Please consider subscribing and liking the video. Together, we will spread the gospel. Enjoy the video.
dat ons daar kan ontmoet, dat ons al hierdie laste, Here, waar die wêreld nie ons kom belas het, Here, vir U kan gee. Ons doen dit, Here, in die groot afwagting en opgewondenheid, dat U, Here God, dit by ons sal neem. Die dinge, Here, wat ons so by tye pynig, die dinge, Here, wat ons so seer maak, die dinge, Here, wat ons weghou van U af. Ons bid, Here, vanaand, dat ons, Here, ons self sal afsonder, vir heilige gebruik. Dat ons, Here God, vanaand sal besef, dis nie die wêreld wat vir ons 'n nuwe lewe kan gee nie. Net U alleen kan dit doen. En daarom, Here, wil ons vanaand 'n kykie kry in die laaste oomblikke van U op aarde. Waar U, Here, die donkerte moes beleef. Die oomblik, Here, waar U uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? En Here, ons dank U vir die wete dat U met alle oortuiging en sekerheid in die hart kon weet, U Vader het U nooit verlaat nie. Hy het U net daardeur versterk om dit te doen waarvoor U geroep was. Kom, Here, en maak ons vanaand bruikbaar vir die koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. U kan maar sit, dan gee ons geleentheid vir die verklaring. Goeienaand, broers en susters. Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus. In die besonder eerwaarde Laurens, ons wil u ook spesiaal verwelkom hier saam met ons by ons Witte Donderdag diensgemeente. U is ook meer as welkom om vanaand die oomblik te ervaar, oomblik van angs en donkerte wat ons Christus ons deurmaak. In begroeting lees ek net vir u uit Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit. Mag U hier wees tot seën van ons almal wees, en mag Christus deur U teenwoordigheid gehuldig word. Amen. Kan ons die ligte afskakel, broers en susters? Geliefdes, luister na die uiteensetting van hoe Christus volgens Paulus die nagmaal ingestel het. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, na die daarvoor gedank het, het hy gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik het tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond deur my dood beseël. Hierdie beker gebruik dit tot my gedagtenis. Elke keer, broers en susters,
as ons hierdie brood eet en van die beker drink, sê die skrif vir my en vir u, verkondig ons die dood van die Here Jesus Christus, totdat hy weer kom. Maar luister na die genadevolle uitnodiging waarmee die Here vir my en vir u uitnooi na hom toe, sodat ons sy tafel kan nader in die versekering dat hy ons hier verwelkom. Hy sê, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Want kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feesmaaltyd hou en hy saam met my. Hierdie tafel, broers en susters, is oop vir almal wat hom liefhet en die verlange het om hulself aan hom toe te wy. In sy naam nooi hy ons almal wat met hom aanbid en in hierdie heilige maaltyd deel te hê. Kom ons bid saam wanneer ons antwoord op hierdie uitnodiging. Genadige God, ons kom nie na hierdie tafel omdat ons goed is nie. Ons kom as sondige mense wat vergifnis nodig het. Ons kom omdat ons smag na die lewe en U alleen kan ons voed. Vader, vergeef ons en voed ons. Ons kom omdat Christus ons uitgenooi het. Weet jy, ons kom ondankbaarheid, Here, ons kom in bewondering, ons kom in verering en ons kom in aanbidding om onsself ten volle aan U te offer. Vader, prys U, neem ons aan, dat ek en U met blydskap mag uitvoer wat Jesus ons beveel het. Volg ons nou sy voorbeeld in dit wat ons sê en dit wat ons doen. Soos Jesus in die nag waarin hy oorgelewer is, brood en wyn geneem het. Kom ons sonder hierdie brood en hierdie wyn af vir heilige gebruik. Kom ons bid saam. Verhef die harte. Die gemeente reageer deur te sê, ons verhef hulle tot die Here. Ons verhef hulle tot die Here. Laat ons die Here ons God dank. Die gemeente reageer deur te sê, dit is paslik om hom te dank en te loof. Dit is paslik om hom te dank en te loof. Almagtige God, bron van alle lewe en liefde, met blydskap gee ons eer en dank dat ons in U wêreld leef. Dat U dit voortdurend skep
en in stand hou deur die krag. En dat U ons in staat stel om U te kan ken en lief hê, vertrou en te dien. Ons dank U dat U die wêreld so lief het, dat U U enigste seun gegee het, vir elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe te hê. Ons dank U dat Jesus onder ons gebore is, dat hy om menslike lot hier op aarde beleef het, dat hy vir ons gelei en gesterf het, dat hy weer opgestaan het en na U heerlikheid teruggekeer het. Ons dank U dat hy altyd deur die Heilige Gees met ons teenwoordig is, en dat ons in die vaste hoop van sy oorwinning ons kan verbly. In die geloof dat U koninkryk sal kom, en dat in lewe en in dood, en in die hiernamaals, U met ons sal wees. Ons dank U dat ons hierdie nagmaal kan vier in gemeenskap met al U kinders uit die verlede, die hede en die toekoms. Mag hulle en saam met die hele hemelse leerskare verkondig ons U majesteit en bring ons U die lof. Heilig, heilig Here, God van ons krag en mag, die hemelse en aarde is vol van die heerlikheid. Hosanna in die hoogste. Amen. Dat ons met blydskap kan uitvoer, broers en susters, volg ons sy voorbeeld in dit wat ons sê, dit wat ons doen in die nag, waar hy oorgeleef het, as hy brood geneem, na die daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik het tot my gedagtenis. Net so ook neem hy die beker en hy sê, hierdie beker is my nuwe verbond. As ons hierdie brood en hierdie wyn eet en drink, broers en susters, verkondig ons die Here se dood, maar ook sy opstanding, totdat hy weer aarde toe kom, om ons te kom haal. En weet jy, ek herinner my gedurig daaraan, Here, I am so excited to see you face to face. Here, ek sien uit na die dag wanneer U my kom haal, dat ek U kan sien van aangesig tot aangesig. Vir Moses was dit nie moontlik nie. Maar kom ek sê vir U, nadat die Here gesterf het en opgestaan het, is dit ons voorreg om hom te sien. Kom ons dank die Here daarvoor. Dankie Here, dat ons kan uitkyk, die groot dag sal kan beleef, as ons getrou bly, dan gaan U ons verwelkom in die koninkryk, deur te sê, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, maar oor vele sal ek jou aanstel. Kom in die vreugde van jou Heer. Here, ek wag vir daai oomblik. So het ons vanaand gekom, Here, om daardie oomblik in oorskouing te neem en te weet, U sal na ons toe kom in glorie en in ewigheid.
Daarvoor dank ons U, Here. Amen. Broers en susters, hierdie brood is die liggaam van Christus, dit is vir my en vir u. Neem en eet tot sy gedagtenis, voed in geloof op hom, en hou so sielsgemeenskap met hom en al sy volgelinge. Kom ons eet saam, waarna stille gebed volg, waarin u met die Here praat oor u eie lewe. Amen. Hierdie beker is die nuwe verbond deur Christus se dood beseël, sodat ons sondes vergewe mag word. Drink tot sy gedagtenis en gee u self so oor aan hom, wat met die prys van sy lewe vir my en vir u vrygekoop het. Kom ons drink saam. En dan volg die gebed in stilte. Broers en susters, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het. En dat hy van God gekom het en na God toe terug sal keer. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en die handdoek geneem en om hom vasgebind. Toe neem hy 'n skotteltjie water en hy demonstreer aan die disippels hoe lyk 'n slaaf.
Toe hy klaar hulle voete gewas het, toe het hy sy boekleed weer aangetrek. En het hy weer gaan aansit by die tafel en hy sê vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos ek dit vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy baas nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Die Tenebraadiens, broers en susters, dateer uit die 3de eeu na Christus. Tenebra beteken donkerte. En die diens verwys na die tye tydens Jesus se laaste dae op aarde, toe sy pad donkerder gemaak is deur sy disippels, wie hom nie verstaan het nie, en hom in die steek gelaat het. Die diens word dus in donkerte gehou, en daar sal vrylik van tye van stilte gebruik gemaak word. Gemeentelede word versoek om die gebeurtenis van die laaste aand van die Here Jesus met sy disippels in herinnering te roep en in stilte daaroor te mediteer. Hierdie diens vind ook in absolute stilte plaas. En wanneer dit verdag word lidmate versoek om dit so stil as moontlik uitmekaar te gaan. Die skriflesings wat in hierdie diens gebruik word, verwys na die geleenthede toe Jesus sy disippels deur sy hulle toedoen skaduwee op sy lydensweg veroorsaak het. Luister dus aandagtig wanneer dit gelees word, want na elke skriflesing sal daar 'n kers doodgemaak word, totdat daar geen lig meer sal brand nie, en die kerkgebou in algehele donkerte gehul is. Matteus 16 vanaf vers 21 tot 28. Jesus se sending word nie verstaan nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom te bestraf en te sê, mag God dit verhoed. Here, dit sal nie nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mens. Toe sê Jesus vir sy disippels, as daar iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor.
Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee, as losprys vir sy siel? En die Seun van die mens staan gereed, om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld, volgens sy dade. Voorwaar, ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Matteus 26 vanaf vers 20 tot 28, die skaduwee van verraad. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. En terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef, en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die Seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskryf is. Maar weet daardie man, deur wie die Seun van die mens verraai, dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. En Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom, jy het dit gesê. Matteus 26 vanaf vers 31 tot 35, die skaduwee van verlatenheid. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die ander disippels gesê. Johannes 17 vanaf vers 1 tot 6. Die uur het aangebreek. Terwyl Jesus gespreek het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom. Verheerlik u Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader,
verheerlik my by U self, met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld was. Ek het U naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee. En hulle het U woord bewaar. Lukas 22 vanaf vers 39 tot 44. Die bittere angs. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Toe hy in 'n swaar besluit kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Markus 14 vanaf vers 37 tot 41. Die verlatenheid. En hy kom en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy gaan toe weer weg en bid dieselfde woorde, en toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. En hy kom vir die 3de keer en hy sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Dit is genoeg. Die uur het gekom. Kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Johannes 18 vanaf vers 2 tot 8. Die arrestasie. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseërs geleen, en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En omdat hulle alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy in die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Jesus, die Nasareëner. Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Hy vra vir hulle toe weer, wie soek julle? En hulle sê, Jesus, die Nasareëner. Jesus antwoord, ek het julle gesê, dat dit ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan.
die skaduwee van die kruis. Toe lei die soldate hom weg in die binneplaas. Dit is die goewerneur se paleis en hulle roep die hele leerafdeling bymekaar en trek hom 'n purperkleed aan en vleg 'n kroon van dorings en sit dit vir hom op en hulle begin hom te bespot. Wees gegroet, koning van die Jode. En hulle slaan hom met 'n riet op die hoof en spuug op hom en val op die knieë en bring hom hulde. Toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purperkleed uit en trek hom sy eie klere aan. En hulle lei hom weg om hom te kruisig. Letterlik en figuurlik. Is die lig uit die wêreld geneem. Ons word herinner aan Jesus saam met die Emmausgangers, waar hulle nie bewus was van die gebeure rondom hulle nie. Jesus, die lig van die wêreld, sterf aan 'n vloekhout, sodat ons sy kinders nooit meer in die donker hoef te wandel nie. En op die derde dag word hy triomfantlik deur God uit die dode opgewek. Die donkerte word vir ewig deur die lig van die wêreld Jesus Christus oorwin. Terwyl die kers wat ek nou doodgeblaas het, die algehele stilte en donkerte toon, kom ons vandag en ons sien mekaar môreoggend. 8 uur is die Here se wil en daarby is.